van al my sonde rein. Sinds ek geloof in die fontein, wat my van sonde red, wil ek net sing van liefde rein, zolang ek asem het, zolang ek asem het, o ja, zolang ek asem het, wil ek net sing van liefde rein, zolang ek asem het, en daar sal ek nog soeter sing, vir ewig vry van straf. As hierdie brose liggaam eens verry sy uit die graf, ja, verry sy uit die graf, o ja, verry sy uit die graf. As hierdie brose liggaam eens verry sy uit die graf, ja, van al ons sonde vry, van al ons sonde vry, en sondags word in daardie vloed, van al hul sonde vry, halleluja, van al hul sonde vry, van al hul sonde vry, en sondags word in daardie vloed, van al hul sonde vry, o, van al hul sonde vry, van al hul sonde vry, en sondags word in daardie vloed, van al hul sonde vry, van al hul sonde vry, van al hul sonde vry, en sondags word in daardie vloed, van al hul sonde vry, ja, van al hul sonde vry, van al hul sonde vry, en sondags word in daardie vloed, van al hul sonde vry. Yes, halleluja. Dankie, dankie, dankie vir die kosbare, van al ons sonde vry deur die bloed van die Lam. Halleluja. Dankie, Here Jesus. Prys die naam, halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op hierdie aarde. Dankie dat dit was u wil, en die Here Jesus, u Seun, het dit uitgeroep. Kyk, ek kom, o God, om u wil te doen. U het vir my liggaam voorberei, en deur hierdie wil is ons geheilig. En ons dankie deur die kosbare bloed van die Lam. Halleluja. Daarom wil ons in hierdie dag saam bid. Sê, o Here, maak u kinders die bloed gewas is, weer bewus van die werking van die bloed, en dat het elke dag in my lewe moet werk as kind van God, as 'n bloedgewaste. Halleluja.
Baie, baie dankie, Here. Ons kan sonder baie dinge klaarkom, maar ons kan glad nie sonder die bloed klaarkom. Here, daar is geen ander antwoord. Daar is geen ander werking soos die bloed van Jesus. En daarvoor wil ons U loof en prys. En ons aanbid U, Here Jesus, dat U Uself gewilliglik geoffer het. Halleluja. Sodat ons kan ontvang. Halleluja. Die offerbloed van die Lam van God. Waardeur ons gered en verlos kan word. Vergewe kan word. Here, en as een van die kinders self gesondig het, ons het die voorspraak by die Vader. Ons Here Jesus Christus. Nie net 'n voorspraak vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En ons weet, hy doen dit deur sy kosbare bloed. Baie, baie dankie, dat ons dan in hierdie dag weer so saam kan wees. En Here Jesus, ons kan weer eens saam bid vir almal wat siek is. Here, want U elke dag siek is gesond gemaak terwyl U op aarde is. En daarom moet ons elke dag bid vir die siekes. Ons moet doen soos wat U dit gedoen het. Ons moet U volg. En daarom bid ons weer in hierdie môre, Here, vir almal wat siek is. Dankie dat elkeen wat luister na hierdie gebed, daar vir hulle genesing sal wees, deur die wonde van Jesus, waardeur U bloed gevloei het. En ons dankie dat ons die werke van die krankheid kan bestraf, en dat U elkeen vrymaak in U wonderlike naam. Laat daar nou genesing sal wees vir elkeen in die naam van Jesus. Here, U woord sê, dit sal so wees, en ons dank U ook daarvoor. Halleluja. So bid ons vir al die gebedsversoeke. Here, hulle is almal ook by die Here bekend, en ons roep die Here aan, want ons weet dit wat U gesê het, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal U uithelp, en jy moet my eer. En ons weet, Here, U doen U woord konstant, en U vervul U woord aan elke mens, en ons eer U, dat U elke gebedsversoek kan hoor, en antwoord tot verheerliking van die naam, en ons prys U daarvoor. So met ons sal weer eens vir reën, Here, dankie, dat ons vir daai mense kan bid, wat op die plekke bly. Here, laat hulle sal vashou en aanhou en getrou bly. Die Here sal vir hulle reën gee. Daarom bid ons saam met hulle, dat die Here vir hulle waarlik reën sal gee. Dankie vir al die reën wat ons al reeds ontvang het. Ons wil U loof en prys daarvoor. Halleluja. Ons dank U ook vir die reën wat val op verskeie plekke. Aan U al U lof en die eer. So wil ons dan saam bid. Here, terwyl ons rondom die woord van die Here is, dat ons ore sal hê wat kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En die Here Jesus, laat ons versigtig wees, dat ons nie die Heilige Gees bedroef, wat ons kan leer en lei in die hele waarheid. Laat ons gehoor sal gee aan die hele waarheid, waarin die Heilige Gees ons leer en lei. Here, want dan sal ons veilig wees. Help ons in hierdie saak en bestryd elke oor met die kosbare bloed, sodat hulle waarlik die woord van die Here kan ontvang met sagmoedigheid, die ingeplante woord wat in staat is om hulle siele te red. Ons prys U daarvoor in Jesus se mooi naam, en ons dank U. Amen en amen. Prys die Here. En ons is dankbaar dat ons in hierdie dag so saam kan wees. Groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ek is Pastor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Wil die Here baie, baie dankie sê in hierdie dag, dat ons weer eens oor die bloed van die Here met U kan spreek, want dit is vir ons kosbaar om te hoor wat die woord van die Here oor alles sê. Ons het nou al so baie gehoor oor die bloed. En daar is een ding wat by my, ek wil amper sê, bly
na vore kom. En dit is in die begin, in Genesis, wat daar werklik gebeur het. Nadat die mens gesondig het, nadat die Here die mens vervloek het, en die mens, die duiwel vervloek het, en Eva sal baringsnood hê, smarte, en dan die grond en die aarde is vervloek, terwille van Adam, wat nie geluister het nie. En toe het die Here vir hulle kledingstukke gemaak uit velle van bokke. Nou, ek wil net weer daar begin, want dit is vir my net wonderlik dat die bloed was vir die Vader seker die belangrikste van alles wat die mens het en elke lewende dier het. En dan natuurlik die bloed van 'n mens. En op die einde van die dag is dit die bloed van Jesus Christus. Maar wanneer ek net teruggaan na Adam en Eva, wil ek het gou genoem, en dit is dat die kledingstukke wat die Here gemaak het vir die mens. Ek wil net dit sê dat die bloed van die mens is die enigste iets wat in hierdie liggaam beweeg. Elke oomblik. Hulle praat van 23 sekondes beweeg die bloed deur 'n mens. Totaal deur die hele liggaam. Elke 23 sekondes. Dis die iets wat die beweeglikste is in die liggaam van die mens. En toe die Here die bokkeslag en bloedvergieting vind plaas, ek het reeds gesê het, is dit 'n teken van vergifnis, want bloedvergieting is vergifnis. Maar die bloed, wil ek net doen, die bloed het dit bewerk dat daar 'n vel kan wees en wat 'n bedekking van die mens sal wees. En hierdie is baie belangrik. Die bloed skep vir die mens 'n bedekking. Ons sing daai, I'm under the blood. Vader, steek my weg onder die bloed. Die bloed is 'n bedekking. En dan gaan dit nou so noem, dit was selfs in die begin 'n uiterlike bedekking. Adam en Eva en die res tot en met Christus. Nou, gaan ons na die bloed van Abel, want hierdie is vir my baie mooi toe die Here in hierdie week dit vir my sê. Die woord sê, dat Abel het geoffer, en hy kleinvee, hy sê daarom het God, ek meen Genesis 4 vers 4, en Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet, en die Here het Abel en sy offer genadiglik aangesien. Genadiglik aangesien, wat het werklik daar gebeur? Waarom het die Here Abel en sy offer genadiglik aangesien? En ek gaan dit nou antwoord, want wanneer ons die volgende gaan lees, gaan jy verstaan wat ek sê. En dit is wanneer ons gaan kyk na Levitikus 17 vers 11, en dit was vir my so wonderlik gewees, dat dit is wat God behaag. Die offer wat Abel gebring het. Ek gaan net in Engels 'n gedeeltes lees van die vers. Hy sê, for the life of the flesh is in the blood,
Nou die Afrikaans sê, want die siel van die vlees is in die bloed. Dit meen die siel is in die bloed. Maar die Engels sê, for the life of the flesh is in the blood. Dit meen die lewe van die vlees is in die bloed. Maar hy sê ook, hierdie woorde, dat wanneer ons gaan lees, dat hierdie, kom ons lees die 17de hoofstuk, die 14de vers van Levitikus, wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met die siel verbind. Wat het gebeur? Die bloed is met die siel verbind. En hierdie bloed is die lewe van die mens. Die bloed is die lewe en die siel is verbind met die bloed. Jy moet dit onthou. En nou sê hy iets baie mooi. Dat die Here Jesus in die Nuwe Testament het vlees en bloed deelagtig geword. Wat sê dit vir my? Dit meen, in die Here Jesus self is hierdie skrif van Levitikus 17 vers 14 en die 11de vers. Wat hy sê, for the life of the flesh is in the blood. Christus raak vlees en bloed deelagtig. En die lewe van hierdie vlees is in die bloed. Christus sê dit deelagtig geword. En dan sê hy, die 14de vers, for it is the life of all flesh. The blood of it is for the life thereof. Dit meen, wat ons al reeds gelees in die Afrikaans, want die siel van die vlees is in die bloed. Halleluja. En siel van die vlees is in die bloed. Maar die lewe van hierdie vlees is ook in die bloed. En hierdie ding is vir my so wonderlik. Hy sê, die Here sê dit, en ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen. Waar gee die Here hierdie offers? Op die altaar. Die lewe van die vlees is in die bloed, en die siel is in die bloed. Dit moet ons altyd onthou. En die Here sê, en ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen. Wat? Die bloed op die altaar. Jy moet nou baie mooi luister. Die bloed op die altaar. Nie die offer alleen nie. Die bloed op die altaar. Die Here het die bloed op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen. Hoekom? Want die lewe van die vlees is in die bloed, en die siel is met die bloed verbind. Die Engels sê, die siel is ook in die bloed, die Afrikaans sê dit ook. So, dis die bloed, dis die lewe, dis die siel. Die Here sê, ek het dit vir julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen. Die Here het niks anders op die altaar gegee, behalwe die lewe, die siel en die bloed. Dit het die Here op die altaar gesit. As ons gaan kyk na Jesaja 53, dan sal ons sien dat Christus het homself as 'n skuldoffer aangebied. En hy word vlees en bloed deelagtig. En die lewe van die vlees is in die bloed, en die siel is ook in die bloed. En hierdie het die Here gesê,
dit het ek vir julle op die altaar gegee, en dit alleen kan vir julle versoening doen. Dit alleen kan julle vrymaak, dit alleen kan die sonde wegneem, dit alleen, daar is niks anders nie. En toe Abel hierdie klein vee slag en dit offer op 'n altaar. Jy moet in een oomblik dink, wat het daar gebeur by die Here? Dit wat die Here onder die wet gaan inbring vorentoe, terwille van die mens. Abel het dit heel eerste gedoen, voordat daar 'n wet was, voordat daar 'n belofte, dat Christus so geoffer sal word op 'n altaar, die kruis. Kom Abel, 'n mens, en hy offer hierdie kleinvee op die altaar. Halleluja. En wat beland op die altaar? Hierdie is baie interessant. By Abel, die bloed, die lewe en die siel. Die diere het 'n siel in hulle gehad. Hulle het nie 'n lewende siel gehad. En die lewe is in die bloed, en die siel is in die bloed. En Abel slag hierdie dier en hy offer dit. Wat sit hy op die altaar? Dis 'n offer, maar wat is die belangrikste? Is die lewe wat in die bloed is en die siel wat in die bloed is. Dit meen die bloed is die antwoord vir ons vrymaking om nie meer langer onder slawerny van sonde te wees nie. En toe Abel dit bring, toe sien God dit genadiglik aan vir hom en sy offer. Want hier is die genade van God geopenbaar by Abel. Halleluja. En wat hier interessant is, die Here sê, ek gee dit vir julle op die altaar. Die Here Jesus word vlees en bloed deelagtig, en die lewe is in die bloed, en die siel is in die bloed, en die altaar is die kruis. Dit meen toe Abel daardie diere offer, toe word die kruisdood van die Here Jesus eintlik geopenbaar. En die Here God sien dit en hy sien hom genadiglik aan. En daarom die altaar in die Nuwe Testament is die kruis. Halleluja. En ek wil nou vandag vir iets sê, jy sal nooit van dit kan wegbeweeg nie. As jy wegbeweeg, dan is jy bestemd om verlore te gaan. Halleluja. Kan ek gou verder wees? En ons sien ook, toe Abel doodgeslaan word, en jy moet nou mooi kyk wat hier gebeur, toe Abel doodgeslaan word, dit meen die bloed van Abel, wat roep na God. Hoe kon die bloed van Abel roep van God, van die aarde af? Want sy bloed, wat die aarde ingeneem het, halleluja, is die lewe en die siel. Alles is binne in die bloed. So die siel is lewendig, en ek wil nou vandag vir u sê, as jou siel uit jou liggaam beweeg, is jy dood. En hier is die ding. Die siel, dit meen as iemand se bloed vloei, dis sy siel wat in die bloed is, en dis die lewe wat in die bloed is. En terwyl hierdie siel, hierdie bloed vloei, kan die siel uitroep na God, en dis wat met Abel gebeur het. Dis waarom as iemand 'n moord pleeg en daai persoon se bloed vloei, hoor nou vandag, daai siel, die siel wat in die bloed is, en die lewe wat in die bloed is,
dit meen, dis 'n lewendige siel, en ons het 'n lewendige siel geword. En hierdie lewendige siel kan in sy bloed, kan hy uitroep na God. En dis wat gebeur het by Abel. Nou, wat vir my hier baie wonderlik was, en dit is dat die altaar van Abel het ook uitgeroep wat? Dis is interessant. Ons kan van Abel se offer praat van die bloed van die altaar. Nou in die Nuwe Testament praat ons van die bloed van die kruis. Wat vir my hier wonderlik is dat die bloed, toe die mens sondig, toe kom die bloed in werk. Heel eerste vir 'n bedekking. Tweede, halleluja, Abel sit die siel en die lewe en die bloed op die altaar. En dis wat God soek. Hy sê, en hy sê dit hier, hierdie mooie woorde. Hy sê, ek het dit vir julle op die altaar gesit. Hoekom? Waarom het die Here dit gedoen? Halleluja. Ek wil dit net graag weer lees. Prys die Here. Om vir julle siele versoening te doen. Net die bloed bewerk versoening deur die siel. Dit meen, dit wat op die altaar beland, die bloed saam met die lewe en die siel, alles in een. Halleluja. Dit bewerk vir ons versoening. Vir ons siele. Halleluja. Dit meen die siel verbind met die bloed. Die siel is in die lewensbloed. Halleluja. Nou wat gebeur nou? Verder, ek meen, toe Abel se bloed roep, toe hoor die Here, die siel wat in die bloed is, en die lewe wat in die bloed is. Toe roep dit en die Here hoor. Nou, wanneer ek gaan kyk na al hierdie dinge, dan besef ek net een ding. En dit is dat die kinders van die Here vandag het geen kennis van die siel wat in die bloed is, die lewe wat in die bloed is, en dit het God op 'n altaar gegee, sodat ons versoening kan kry vir ons sondes. Halleluja. Daar is geen ander versoening nie. Daarom sê in Kolossense 1 vers 20, en dat hy deur homself alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van die kruis. Die kruis is die altaar. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemel. So, die bloed van die kruis, halleluja, wat is in hierdie bloed van die kruis? Die lewe van Christus en die siel van die Here Jesus. Die bloed van die kruis hou hierdie twee dinge in. Daar is niks anders wat vir my die ewige lewe kan gee, behalwe die bloed van Jesus Christus. Niks op hierdie aarde nie. God stel in niks belang nie. Dis waarom die Here gesê het, nee, ek het gekom om u wil te doen. Waarom? Want dis u wil dat deur my bloed, waarin my lewe is, waarin my siel is, dat dit op die altaar gelê kan word, of vasgespijker kan word, sodat daar versoening is vir die sonde wat ek nie gedoen het.
wat ek op my geneem het, sodat daar versoening kan wees vir die sondes van die wêreld. Oh, halleluja. Halleluja. Hy sê in Engels dit so baie mooi. Ek meen, die bloed van die kruis het ook afgeloop op die aarde. Genesis, ek wil dit eintlik lees in Engels. And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Die bloed van die kruis. En hierdie is nou baie belangrik. Die bloed van die kruis is die woord van die kruis. Van die bloed van die kruis. Halleluja. Die siel is daarin. En die lewe is daarin. En hierdie siel en hierdie lewe wat in die bloed is die woorde van die kruis. Die woorde van die altaar in die Ou Testament. Halleluja. Die bloed van die kruis is lewend. En dit hou die siel van die Here Jesus in. En die lewe. Halleluja. 1 Johannes 2 vers 2. En hy is 'n versoening vir ons sondes. Nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Wat 'n versoening. Dis die bloed op die altaar. Dis die siel op die altaar. Dis die lewe op die altaar. Dis waarom Paulus, en hierdie is vir my baie. Dis waarom Paulus, en ek wil dit herhaal, want ek het al reeds gesê, hy sê 1 Korintiërs 1 vers 17, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie uit wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie veruitel mag word nie. Halleluja. Hy sê in Engels die laaste woorde, lest the cross of Christ should be made of none effect. Die doop kan nie dit gee vir my nie. Want die doop het nie die lewe in hom nie. Die doop het nie die siel van die Here Jesus in hom nie. En die doop het nie die bloed in nie. Want in hierdie bloed is die lewe en is die siel van die Here Jesus. Paulus sê, kom nie om te doop nie, sodat die woord van die kruis nie veruitel mag word nie. En ek wil vandag vir julle sê, dat hierdie mense wat doop praat en die doop glo en laat die doop en die sal gered word. Halleluja. Hoor wat ek vandag vir jou sê, jy veruidel die woorde van die kruis. Maar ek wil vandag vir u sê, dat die duiwel, saam met die gees van die antichrist, is besig om die belangrikste van die saligheid uit die weg te ruim. En dis die bloed van Jesus waarin sy siel en sy lewe is. Dit moet weggeruim word. En weet jy wat gebruik die kerk? Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Weg met die bloed! Ek het al op Facebook gelees wat mense praat oor die doop. En weet jy wat? Nie een haal die bloed aan nie. Waarom? Hy mag nie, want die duiwel wil dit uit die weg uitruim. Halleluja. Prys die Here. Ja, maar die Bybel sê dat
dat laat julle doop tot vergifnis van sondes. Halleluja. Jy moet nou baie mooi luister. Christus is die vergifnis van sonde. Hy is die verlossing van sonde. Hy is die wegwassing van sonde. Hy is dit alles. Hy is dit alles. Die feit dat jy jou laat doop op bevel van die Here, stel die doop in staat dat selfs jou sonde vergewe kan word. Maar dis nie die doop wat dit doen nie, dis Jesus wat dit gedoen het. Die verlossing van sonde, dis nie die doop wat dit kan doen nie, dis Jesus wat dit gedoen het. En nou kan deur jou te laat doop, kan daar selfs 'n vergifnis wees, en redding wees, en reiniging van sonde. Maar as dit nie vir die bloed van die kruis was, sou die doop geen uitwerking gehad het op enige mens nie. Wat sê die woord? Hy sê 1 Korintiërs 1 vers 18, wat die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Die woord van die kruis. Wat is die woord van die kruis? Die lewe is in die bloed, die siel is in die bloed. En dit is die woord van die kruis. Want die siel saam met die lewe roep uit na God vir vergifnis. En dis presies wat die Here gedoen het aan die kruis. Vader, vergewe hulle, weet nie wat hulle doen nie. Want my bloed, my lewe, my siel is op die altaar. En dit is vir versoening van sondes. Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Halleluja. Halleluja. Aan die kruis het die Here Jesus eintlik uitgeroep. Deur sy bloed, met sy bloed, in sy bloed. Vergifnis en reiniging deur sy bloed. Nou sê 1 Johannes 2 vers 5, maar elkeen wat sy woord bewaar. Nou hier is 'n interessante ding. Die woorde van die kruis, of die woord van die kruis, word gespreek deur die siel van die Here Jesus. En sy lewe wat in die bloed is. Nou, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Halleluja. Nou, ek wil net sê, in hom is die lewe en sy siel, en dis alles in die bloed. En die Here Jesus het homself as 'n skuldoffer aangebied. Nou wil ek hierso iets lees wat vir my baie wonderlik was. Ek weet dis bekende vers, hy sê Johannes 1 vers 1 tot 2. In die begin was die woord, en die woord was by God, en hy was in die begin by God. Hy sê, die 4de vers, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Wat se lewe was in Christus? In hom was die lewe. Hy word vlees en bloed deuragtig. In hom was die lewe. Wat was die lewe wat in die Here Jesus was? Die woord wat vlees geword het. Die bloed. Die bloed is die lewe van die siel, van die mens. Halleluja. Dit meen toe hy vlees en bloed deuragtig word, en hy word gebore, het hierdie skrif in vervulling gekom. In hom was lewe. Waarom? Want hy het vlees en bloed deuragtig geword. Halleluja. Dis die lewe. So van die begin af toe, vandat die Here die bokke geslag het om Adam en Eva te bedek, het gespreek van die bloed van Jesus. Dis die lewe wat op die altaar sal beland.
En toe hy gebore word in vlees en bloed, waarom het die engel vir Josef en Maria gesê, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Waardeur verlos hy ons? Deur sy bloed. Halleluja. Waarom? Want hy sal vlees en bloed deuragtig word. En in hierdie bloed is die lewe. Hy is die lewe. En hy is die siel van wat in hierdie bloed is. Halleluja. Dit is vir my so wonderlik, dat God kon alleen die bloed van sy seun gebruik, nadat hy vlees en bloed agter geword het, om ons sondes weg te neem, om dit alles op die altaar te sit, sodat daar versoening vir sy lewe, sy siel, sy bloed, alles op die altaar, sodat daar versoening kan wees vir die sondes van die mens. God die Vader kon net die bloed, hoor wat ek vandag sê, daar, hy kon niks anders gebruik nie. Net die bloed van sy seun. Dat is niks anders. Van Genesis. Halleluja. Hy sê, ek wil net dit soos, die lewe is in sy bloed en wat sonder sonde en smet was, en sy siel, wat hy as 'n skuldoffer aangebied het, is ook in sy bloed. Dit meen, hy het sy siel as 'n skuldoffer aangebied, en hierdie skuldoffer, weet sy siel is in sy bloed, maar hy bied hom as 'n skuldoffer aan. Dit meen, hy word die skuldige, sodat ons deur sy lewe, wat in sy bloed is, en sy siel wat in sy bloed is, dat ons daardeur kan vry raak van hierdie sonde skuld wat ons wil vernietig. Halleluja. Hy sê in Jesaja 53 vers 10, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel, hy het hom krank gemaak, as sy siel as 'n skuldoffer sal hy aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Halleluja, kom maar sê ek nou vir u, net deur die bloed is daar vir God 'n geslag. Dat die doop werk nie hier nie, die Heilige Gees werk nie, die Heilige Gees werk saam met dit alles. Maar net die bloed van Jesus, waarin sy siel is, waarin sy lewe is, kon hy sy siel as 'n skuldoffer aanbied, sodat daar 'n nakroos kan wees. Dit meen, sodat daar 'n geslag van God kan wees. Dis net die bloed, halleluja. Ons is met die ewigheid verbind, alleen deur die bloed. Ons is met die ewige lewe verbind, alleen deur die bloed. Halleluja. Nou dat sê die woord van die verder. Wat getuig God aangaande sy seun? Die lewe is in hom, hy sê dit in 1 Johannes 5 vers 9. As ons die getuienis van 'n mens aanneem, die getuienis van God is groter, omdat die getuienis is van God, wat aangaande sy seun getuig het. 10de vers, wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie. Nou, kom ons kyk wat het aangaande sy seun getuig. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Nou, so, is in sy seun. En wat is in sy seun? Sy bloed. En die lewe is in die bloed, en sy seun is in die bloed. En dis wat God aangaande sy seun getuig het. Hierdie lewe wat in sy seun is, wat op die altaar beland het,
wat vir ons versoening en redding en vrymaking ensovoorts bewerk het. Dis die lewe waarvan God getuig het. Die lewe is nie net iets, hy het van God afgekom, so hy het die ewige lewe net in hom nie. Hy moes vlees en bloed deuragtig word, sodat ons die ewige lewe wat in hom is, kan bekom deur die bloed. En nou gaan hy verder. En hy sê hierdie woorde. Halleluja. Hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Halleluja. Hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun het nie die lewe nie. As ek die seun wil bekom, as ek die seun wil hê wat die lewe het, en die lewe is, dan sal ek my lewe en my siel, alles wat in my bloed, dan sal ek saam met Christus gekruisig word op die altaar. Die woord van die Here sê, hy stel julle liggaam as lewende heilige en aan God 'n welgevalle offer. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat sê die Here eintlik vir ons? Wat sê Paulus in Romeine 12? Julle lewe, julle siel, alles dit wat in die bloed is, dit moet 'n lewende, heilige offer wees. En ek kan alleen dat my liggaam 'n lewende, heilige offer wees, as ek deur die bloed geheilig is. Die bloed van Jesus. Dit het niks met te doen met ek moet hierdie sonde aflê, ek moet die wêreldsgesind wees ensovoorts nie. Dit het niks daar. Dit het alles met die bloed. Die oomblik as hy van die offer praat, dan praat hy van die bloed van Jesus Christus. As hy praat van die altaar, dis die bloed van Jesus. Nou gaan hy verder die woord en hy sê hierdie mooie woorde. Halleluja. Hy sê in Hebreërs, kom ons lees Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees, dit meen, het vlees geword. Dit meen hy vlees en bloed deelagtig geword. En onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, en heerlikheid soos die eerstgeborene, wat van die Vader kom vol van genade en waarheid. Hebreërs 2 vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood. Nou, dit is die duiwel, deur hierdie dood, wat se dood? Hy het sy siel as 'n skuldoffer aangebied. Halleluja. En in hierdie skuldoffer, in daardie bloed van die skuldoffer, is die lewe en die siel van die Here Jesus. En toe hy sterwe, ou broer, halleluja, toe kom hierdie lewe en sy siel werklik na vore, ou broer, en hy oorwin die vyand, waardeur? Deur sy lewe, wat in die bloed is, deur sy siel, wat in die bloed is, oorwin hy die dood en die duiwel. En hy bevry ons van slawerny. Halleluja. Halleluja. En hier is vir my iets wonderliks. Hy sê dit in Johannes 1 vers 1. Hy sê wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en met ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Die tweede vers. En die lewe is geopenbaar. En ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Nou sê hy verder in dieselfde hoofstuk 1 Johannes 1 vers 3. Wat ons gesien en gehoor het verkondig is aan julle, sodat julle gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit meen die apostel sê, ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Ons gemeenskap. Halleluja. En hy sê dit eintlik vir ons almal, dit is wat ons moet weet. Nou,
Nou sê hy die volgende vers, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Halleluja. Dit meen, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Wie? Die Vader, die Seun en ons. Ons het almal gemeenskap met mekaar. En hoor wat sê die woord van die Here. Want in elke een van ons, dan is die bloed waarin ons lewe is en waarin ons siele is. En nou het ons daardeur gemeenskap met mekaar. En hoor wat sê die woord van die Here. Dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sondes. Halleluja. Dit is so wonderlik, dat wanneer ons in die lig wandel en ons het gemeenskap met die Vader, die Seun en met mekaar en die Heilige Gees, broer, dan reinig die bloed van Jesus ons van alle sondes. Halleluja. En sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Nou, die woord praat van 3 wat getuig in die hemel. Nou, hy sê die water, die bloed, die gees, die water en die bloed. En hierdie 3 is eenstemmig. Christus self het deur die water en die bloed gekom. Die Heilige Gees het saam getuig. Ek meen in die Here Jesus, as iemand nie weergebore word uit water en gees nie, sal die koninkryk van die hemel nie ingaan nie. Nou, hierdie water waarvan hy praat in Johannes 3, is nie die doopwater nie. En nou net 'n liggaam het water en hy het bloed. Dis seker die 2 dinge wat die meeste vloei deur die liggaam. Die bloed vloei natuurlik die meeste. Halleluja. Nou die waters van die Gees, die liggaam van Christus, bestaan uit die water van die Gees en uit die Heilige Gees self en uit die bloed. Halleluja. Want elkeen wat sê is deel van die liggaam van Christus, het deur die bloed gekom wat God op die altaar gesit het. Die bloed waarin die lewe is en ons siele is. Dis op die altaar geplaas. Vir ons versoening. Halleluja. Prys die Here. Dan natuurlik, ek meen as jy gaan kyk na versoening doen, dan kry jy in stand hou, jy kry die soenbloed, jy kry die soendood, jy kry die soenoffer, die versoeningsbloed. Ek meen, al hierdie wonderlike dinge. En wat vir my interessant is van die liggaam, alles is, ek wil nou so gefiks. Ons bene is gefiks, ons spiere is gefiks. Daar's baie goed wat gefiks is, wat nie beweeg, behalwe as ons beweeg nie. Die bloed is die enigste iets wat die meeste beweeg in ons liggaam. Halleluja. En daarom kan die bloed alleen ons reinig. Nou ek gaan afsluit met dit. Ons het dit al reeds gesê, dat die lewe van die vlees is in die bloed, en die siel is in die bloed. En die Here gee dit vir ons op die altaar. Nou, ek wil net dit aanhaal, want dit is vir my baie belangrik. En dat is dat, wanneer ons gaan kyk na ons fisiese liggaam, dan sê gaan sê die ons bene en ons spiere en dit alles is op elkeen is sy eie plek. Halleluja, jy kan dit beweeg nie. Die enigste iets wat werklik beweeg is die bloed van Jesus waardeur ons gereinig kan word. As jy gesê het is 23 sekondes. En hierdie bloed, halleluja, wat vervoer hierdie bloed, wat baie belangrik is? Asem. Vars lug. Daardie suurstof wat ons moet inneem. Nou, hierdie suurstof het die Here in die begin in Adam se neus geblaas. Suurstof
met bloed, waarin die lewe is, en die siel is. God het dit volmaak gemaak, en toe Christus aarde toe kom, en hy neem dit aan, toe word dit volmaak, want hy is sonder sonde. Halleluja, in hom. Maar daardeur, met dit wat volmaak geword het, toe Christus vlees en bloed deuragtig word, kon hy aan die kruis op die altaar sterwe. Sy bloed, waarin sy siel en sy lewe is. Sy siel kan nie sterf nie. Sy lewe kan nie tot niet gaan nie. En die bloed is standhoudend. Dis die enigste bloed wat standhoudend is. Want ons het gesing, daar is 'n heilfontein van bloed. There is a fountain filled with blood. Die bloed van Jesus hou nooit op vloei nie. Hy het gesterwe aan die kruis. Sy bloed het hy uitgestort. Hy sê, hierdie beker is die bloed van die Nuwe Testament, waarin die Nuwe Testament is, wat hy uitgestort het vir baie. Vandat die Here op die kruis gesterf het sy bloed gevloei tot en met hierdie dag. En sy bloed sal vloei tot en met die wederkoms. En ek glo tot in ewigheid, want dis 'n fontein van lewensbloed, waarin sy siel is. Dit kan nie opdroog nie, dit kan nie ophou vloei nie, dis 'n fontein. Elke dier wat geslag is in die Ou Testament, wat geoffer is, daai dier se bloed het opgehou. Dit kon nie werk vir 'n volgende sonde nie. Christus se bloed kan nie ophou red en vrymaak en verlos nie. Want sy bloed bly tot in ewigheid. Eenmaal geoffer met sy eie bloed. Eenmaal met sy bloed ingegaan agter die heiligdom om die sondes van die wêreld weg te doen. Wanneer? Vir ons 2000 jaar later neem nog steeds die sonde weg. Die doop kan dit nie doen nie. Halleluja. Ek wil gou aanmaak hier. Wanneer die bloed ophou vloei in jou liggaam, dan is jou liggaam dood. Kan ek vir jou vra, glo jy dat die liggaam van Jesus Christus lewe? Weet jy waarom lewe hy? Want die bloed vloei nog steeds. Deur tot ons. Deur ons. Halleluja. Die lewe kom saam met die bloed. Dit meen, solank as die bloed, halleluja. Ek wil, dis waarom Paulus sê, die innerlike mens word dag vir dag vernuwe. Hoekom? Waardeur? Deur die bloed. Want dit hou aan vloei. Dit hou aan werk. Het kan nie ophou nie. En die doop kan dit nie vir jou doen nie. Halleluja. Nou, hier is 'n baie belangrike ding. Ons het gekom. Hoor wat ek vandag vir u sê. Ons is besig met 'n bloedlose teologie. Die kerk is besig met 'n bloedlose teologie. En wat sê dit vir my? Die kerk is dood. Hulle kan miljoene doop in water. Maar die kerk het 'n bloedlose teologie, 'n bloedlose prediking, 'n bloedlose bediening. Hulle priesterlike bediening wat hulle moet doen, het hulle mee weggedoen. Nee, hulle wil eerder 'n apostel wees, hulle wil eerder 'n profeet wees, hulle wil eerder 'n leraar wees, 'n evangelis wees,
en 'n onderwyser en 'n herder en weet nie wat alles en 'n mentor wees, alles. Dis alles deel van die dood. As ons wil lewe terugkry in die kerk, laat die bloed begin vloei in die kerke weer. Laat die altare weer na vore kom, sodat die bloed kan vloei, sodat mense deur die bloed gered kan word. Halleluja. There is a fountain filled with blood. Halleluja. Prys die naam van die Here. En ek wil vandag vir u sê, dit maak nie saak wat jy doen nie. As jy 'n bloedlose evangelie het, is jy doop. Ja, maar as ek my saam met Christus begrawe in die doop, dan staan ek op. Dit sou vir jou, dit sou nie kon plaasvind as ek nie saam met Christus gekruisig word. Saam met hom sterwe, sodat ek eers begrawe. Ek wil jy met baie mooi luister. Voordat jy op kan staan om 'n nuwe lewe te wandel, moet jy eers doodgaan en jy moet eers begrawe word. Nou dink jy as jy sommer net laat doop, nou word jy begrawe, maar jy was nog nooit by die bloed van die kruis. Jy is nog steeds dood in jou misdade en jou sonde. Jy het as 'n nat sondaar, 'n droë sondaar ingegaan in die doopwater en jy het as 'n nat sondaar opgestaan. Dit beteken vir jou niks. Maar hierdie evangelie en die doop waarin mense so vashou, dis absoluut die voorbereiding sodat die anti-kris geopenbaar kan word. Ek wil nou vandag vir u sê, daar's net een ding wat die anti-kris teel. Wie wat dit? Dis die bloed. Ek praat van die ware bloed. Halleluja. As die Here wil, sal ek dit aan u verduidelik waarom ek so sê. Wat is alles skrif? En daarom is dit belangrik. Nou, hy is voorgestel in sy bloed. Ons is nie gered deur 'n kerkleerstelling nie. Ons is nie gered om kerk toe te gaan nie. Ons is nie gered om Bybelskole toe te gaan nie. Ons is nie gered, ons is nie deur een van hulle gered nie. Jy kan maak net wat jy wil. Nee. Net die bloed van die lam kan my red. En ek wil nou vandag vir u sê, vat jou Bybel en lees hom van Genesis af en bepaal jou net by die bloed. Elke vers wat oor die bloed praat, maak nie saak of dit mensebloed is nie. Lees hom goed deur. Maar nou ondersoek julle die skrifte dat die mense dink daar die ewige lewe en hierdie ouens wat met die eindtyd besig is. Hulle praat die grootste klomp nonsens wat ek in my lewe aan gedink het. Maar jy kan nie aan dink eers nie. Nee, maar almal hang hulle aan, want hulle weet wat in die einde Paulus sê, broeders, dis nie vir julle voordelig om die tye en die geleenthede te weet. Julle het nie nodig om dit te weet nie. Los dit. Bepaal julle by dit, wees wakker en waaksaam. Word gereinig deur die bloed van die lam. Jy het bloed waarin die lewe is, in die lewe in Christus, en waarin jou siel is. Dis waarom die woord sê, die siel wat sondig sal sterwe, want hierdie siel moet nou versoen word. Hierdie siel moet gereinig word. Nie jou liggaam, jou siel. Die doop, die reiniging van die vlees is 'n vergifnis van sonde ensovoorts. Maar dit kan jou nie red nie. Halleluja. Die bloed van Jesus alleen kan jou red. Jou siel red, nie jou liggaam nie, jou siel red. Vader, ons wil baie dankie sê vir die onfeilbare woord en ons dankie dat ons in die woord kan sien wat die wil van die Vader was, wat Christus kon volbring, sodat ons die nageslag of die geslag van God kan wees. Feestelike vergadering,
gemeente van die eerstgeborenes, wat in die hemel opgeskryf is. Alles, Here, as gevolg van die bloed van die kruis en die woorde van die kruis, wat die siel en die lewe in die bloed spreek. Baie, baie dankie, dat U ons elkeen nou seën in Jesus naam. Amen en amen. Dan moet jy net onthou, volgende Sondag het ons nagmaal, so jy kan jou brood en jou sap gereed hou, en jy kan saam met ons die nagmaal gebruik. Ek doen dit gewoonlik heel eerste, voordat met die woord aangaan, so jy is allemaal welkom, en ons sal graag saam met U aan die tafel van die Here wil sit. Dek jou eie tafel, en ons gaan dit doen tot eer van die Here. Prys die Here, die Here seën U en baie, baie dankie. Amen en amen.